Gek oor haar eie Afrika ondier, episode 9. Lia het nog nooit in haar lewe soveel keer in trane uitgebars as die afgelope 72 uur nie, en nou huil sy alweer. Hierdie arme aantreklike vreemdeling moet voorwaar dink dat sy 'n piepie balie is, wie se blaas en traanklere aan mekaar verbind is. Om die groot stad en beskawing agter te laat en terug te wees in Mosambiek is al klaar 'n kultuurskok. Die manne by die grenspos wat wag vir omkoopgeld, 'n leeu wat haar wou opvreet en vang, 'n stok in haar voet, en om haar ex-man hier raak te loop en te besef dat hy 'n nuwe beheptheid met haar en 'n baba het, iets om van siek te word, en nou om 'n gewonde en verminkte olifant te sien sterf. Maar dit is nie net oor die olifant wat so pynlik gelei het en uit sy ellende verlos is nie, dat die trane nou weer oor haar wange stroom nie. Nee, haar hart wil breek oor dit wat sy in daardie vlietende sekondes op Sergio se gesig gesien het. Uiters sterk, onwrikbaar, 'n man met selfvertroue, iemand wat weet wat hy wil en moet. Alles moet nie altyd die lekkerste een om te doen nie. 'n veearts wil gesond maak, nie dood nie, dit maak seer. Vandag het hy nie daarvan gehou om die regte ding te doen nie, en terwyl hy daar oor die stuurwiel gesit en wag het om oor dit te kom, het Lia die alles oorheersende gevoel gekry om 'n hand uit te steek en dit op sy skouer te sit om hom te troos. Maar sy doen dit nie. Sy maak eerder asof sy dit nie raak sien nie. Verseker wil hy nie sy oomblik van seer en weerloosheid vir haar en die wêreld tentoonstel nie. Sy gesig is immers weggedraai van haar af. Lia is self nie op haar beste nie. Haar voet klop asof iemand 'n vuurwarm mespunt daarin gedruk het. Dit is wat vanoggend se mishandeling en vertrapping daarin gedoen het. En sy wil nie hê dat Sergio regtig moet uitvind nie, want verseker het hy nie nou nog die krag om haar ook te troos nie. Sergio sit uiteindelik regop en gee 'n sydelingse kyk in haar rigting, voordat hy die bakkie aansluit en begin ry. 100 of so meter weg van die toneel van slagting af, trek hy van die pad af en hou stil. Alles in Sergio se Land Cruiser gebeur op die agterste sitplekke, of onder die voorste sitplekke, maar bereikbaar van die agterste en voorste sitplekke af. Hy kyk nie weer in haar rigting toe hy agtertoe en ondertoe ryk en 'n noodhulpkassie tevoorskyn bring nie, maar sy kop en lyf is naby aan haar. Sy ruik die lekkerte van sy shampoo en deodorant. Hy ruik soos 'n man. Uit sy yskassie haal hy 2 blikkies koeldrank en vanuit die noodhulpkassie bring hy 'n groen en rooi kapsule tevoorskyn. Sergio tel haar hand op en vou haar vingers daarom. Sterk pynpille. Ek gaan vir jou een gee om te drink, al behoort jy eintlik eers te geëet het. Sy glimlag en maak haar hand oop om na die ding te kyk. Toe vra sy, is dit pynpille vir mense of vir leeu's? Vir mense? Alhoewel 2 van daai, selfs 'n ondier soos 'n leeu sal kan uitklink. Ek het dit laas op voorskrif gekry, toe een van die leeu's te vriendelik met my geraak het, hier op my linkerarm. Hy wys na waar tande 2 diep gate in sy voorarm gelaat het, die letsel nou nog daar. Jy steek altyd eerder 'n hand in die dier se bek, om ander lewensbelangrike organe te beskerm. Verloor eerder 'n arm of 'n been, maar eintlik weet jy dit mos, die dat jy ook so gekeer het vir jou keel, toe Gatto jou aangeval het. Hy maak 'n grap, maar sy gesig bly ernstig. Lia sluk die kapsule by die koeldrank en sit terug teen die leuning van die sitplek. Nou moet ons net nog 'n bietjie kos ook in daai lyfie van jou kry. Sê jou wat. Dit is asof Sergio nou ook weer in staat is om te dink. Ek het Chinese vriende in 'n dorpie hier naby wat 'n restaurant en wegneem ete kosbesigheid besit. Dit is amper tyd vir middagete. Kom ons gaan koop vir ons iets daar voordat ons teruggaan na Hirtes Retreat toe. Hier naby
Lia glimlag en kyk om haar. Tussen hier en die diep blou see is niks naby nie. Alles is afgeleë, ver weg van enigiets af. Ja, dit is seker so ongeveer 15 km van Hurters Retreat af. Maar volgens die Mosambiekse standaarde is dit net om die draai. Ek beloof jou, sê hy. Wel, sekerlik is dit nie so ver nie. Maar wat is jou definisie van 'n dorpie? En hoe verskil dit van 'n paar klein kothuisies en plakkershuitjies met 'n spaza winkeltjies in hulle eetkamers? Nee, hierdie een is 'n regte dorpie. Jy sal self sien. Lengfu se voorouers woon al meer as 70 jaar daar, sê hy. Sy ouers moes die laaste bitter oorlog ook hier uitsit, want hulle het nêrens anders gehad om heen te gaan nie. Hulle kon nie terug gaan China toe nie, hulle hoort nie meer daar nie. Beide hy en sy vrou is in elk geval hier gebore. Alhoewel China steeds hulle land van herkoms en tradisies is, die land van sy hartklop, is daar niks wat hom en sy gesin sou terugneem tydens die oorlog nie. Anders as my voorouers, wat nog familie in Portugal gehad het. Ja, net soos die geval met my ma se familie, vertel Lia ook, maar vir my is Suid-Afrika en Mosambiek ook die plek waar ek maar sal moet bly. Ek is hier gebore en getoe, maar jy is nie oorspronklik van hier nie, of hoe, Sergio? Nee, ek is in Portugal gebore en het daar en in Frankryk skool gegaan en gestudeer, antwoord hy, behalwe dat my pa se ouers ook hier gebore is. Ek begin al hoe meer die konneksie van bloed voel. Ek dink nie, ek gaan my sommer weer hier laat uitskop nie. Wel, ons voorouers het nie veel van 'n keuse gehad nie, het hulle? Dit is algemene kennis. Nee, seker nie. My familie is ook hier vermoor en doodgemaak. Maar om een of ander rede het ons Chinese vriende gebly en voortbestaan. Sergio beduie met sy hand na waar die dorpie nou so waar voor hulle opdoem. En hierdie klein dorpie is sekerlik een van die grootste verrassings wat Lia 'n lang tyd in Mosambiek beleef het. Dit is netjies, daar is nuut aangeplante bome, daar is tuine met gras voor die huise, daar is ook 'n hele paar van daardie oulike gebo lyklipdakke, wat so kenmerkend is van die Chinese boutradisie. Sommige daarvan voor winkelfassades en selfs by ingangshekke wat na die huise lei. Hier en daar is skilderye van drake teen die mure en geboue en die straatname is nie net in Portugees nie, maar dit is ook in Chinese skrif geskryf. Die paaie tussen die huise is netjies uitgelê, 'n teken van 'n klein dorpie wat vooruit beplan is en nie net gebeur het nie. Daar woon waarskynlik al meer as 10.000 mense hier. Jy sal dit nooit katraai as jy net verby die dorp ry nie. Jy moet hier inry en deurry om dit regtig te ervaar, sê Sergio. Waar genoeg, dit lyk soos 'n beskawing. Op die dakke van die huise en geboue is daar selfs sonpanele en in die middel van die dorp 'n selfoon en wifi toring. Daar is restaurante en winkels en selfs toeriste, fasiliteite en oornagverblyf. Sergio lig haar verder in. Die dorpie is nou wel deur die Chinese begin, maar hier woon ook ander nasies. Hier is Portugese, Franse, Engelse en selfs 'n paar Afrikaanse sprekende gesinne. En dan natuurlik 'n hele paar swart inwoners. Hulle woon almal vreedsaam hier saam, maar die eer van die dorpie kom die oorspronklike Chinese toe. Hulle hou van orde en die meeste van hulle is gebore entrepreneurs wat deesdae goed van oral af invoer. Dit is duidelik dat Sergio 'n baie hoë agting vir sy vriende hier het, want hy voeg by: in China gee jy vir mense 'n stuk grond van 5 by 5 meter en hulle bou 'n huis en 'n lewensvatbare plaasie daarop. Vis, hoenders, groente en selfs 'n paar vrugtebome. Suid-Afrika op 1 miljoen hektaar en hulle breek af. Hulle maak houtskool van elke boom, so ver as wat hulle gaan en plant niks blywends in die plek daarvan nie. Ag, miskien 'n paar mielies en boontjies vir môre se ete.
maar enigiets meer permanent as dit vir die dag daarna? No ways. Lia kan nie met hom stry nie. Sy vind dit ook nogal as die waarheid. Hulle hou voor die restaurant stil en Lia klim uit, maar voordat sy weer een voet voor die ander kan sit, tel Sergio haar in sy arms op. Die glasdeur gaan voor hulle oop en iemand kom simpatiek aangehardloop. Wat 'n gewonde vrou dra Sergio nou daarin? Nee, dis oukei, antwoord hy sedig. Dit is net haar poot. Maar 3-beenhol is moeilik, veral omdat mense nie met 4 pote toegerus is nie. En sy moet nou iets vreet. Sy het 'n pil in wat 'n ondier kan platvee. Die mense skater van die lag vir Sergio se pittige beskrywing. Iemand bring 'n spyskaart nader, maar Lia kyk nie eens daarna nie. Dit is in spykerskrif. Ek sal eet wat hy bestel. Sy beduie na Sergio en die kelnerin stap weg kombuis toe. Die dorpie se naam is Bonsai, want dit het klein begin, vertel Ling Fu se vrou Gina 'n bietjie later vir Lia, terwyl sy en Sergio later elkeen met 'n bak noedels, dun gesnyde varkvleis en reepies groente sit. Heerlik en gesond, net wat die dokter aanbeveel het. Knik Sergio in waardering. Dit is inderdaad wat ek bestel het. Ek is mal oor Chinese kos, veral die groentes wat nie doodgebraai is nie. Baie lekker. Lia sukkel 'n bietjie met die eetstokkies. Gina sit 'n vurk voor haar neer. Dit werk beter. Dankie. Aangesien Bonsai nou een van die groter dorpies hier in die hartland van Mosambiek se niks en nêrens is nie, moet julle 'n naamsverandering oorweeg. Skerts Sergio alweer. Toe Ling by hulle aansluit. Sergio is meer 'n vriend as 'n klant vir hulle. Hulle kom sit sommer hier by hulle. Een van die dae wil jy dalk die plek Krimetart of Boabab noem. En daar lag almal weer. Hulle weet dat hy verwys na die reusebome wat waghou rondom die buitenste stadsmure van die stad. Sergio bring sy bakkie kos met eetstokkies 'n bietjie nader aan sy mond. Hy is nogal behendig daarmee. En Lia besluit dat dit 'n kuns is wat sy ook wil bemeester. Sy tel weer haar stokkies op. Niemand lag toe die vleisie met 'n boog oor die tafel trek nie. Krimetart is 'n goeie idee, besluit meneer Ling. Sy oë vonkel, maar sy mond bly onaangeraak. Ek sal dit by ons volgende dorpsvergadering moet bespreek. Krimetart dorp, die plaaslike veearts se voorstel. Maar maak nie saak wat die plek se naam is nie, dit gaan duidelik goed met al die inwoners van hier, gemeet aan Mosambiek se gewone standaarde. Toerisme floreer weer aan die kus en intussen kom daar al hoe meer besoekers na die 3 nasionale parke en ekotourisme wildsplase in hierdie omgewing ook. Daar is op die oomblik Afrikaanse en oorseese besoekers in die gastehuise en hotelletjie hier in Bonsai. Is dit die meisiekind wat uiteindelik ons groot veearts se hart kom steel het? Vra 'n mooi jong vroutjie wat nader stap om die leebakkies weg te neem. Nee, glad nie, maak Sergio 'n stopteken met albei sy hande. Ek het haar nie oor die drempel gedra met sy my bruid is nie. Haar voet het seer gekry, maar laat ek jou ook sommer aan haar voorstel. Dit is Lia Hurter, sy is John Hurter se dogter, die grondeienaar by wie ek my woonstel huur. En Lia, dit is Kia Fung, Ling en Gina se dogter. Jy moet die pragtige skilderye sien wat Kia maak. Daarmee het hulle Lia se onverdeelde aandag, want kuns is mos haar ding. Sy was tot nou toe 'n dosent by 'n college in Pretoria, die wêreld wat sy agtergelaat het. Sjoe, ek sal baie graag jou werk wil sien. Ek doen ook 'n bietjie kuns, erken Lia. My ouma Grootjie het jare gelede 'n pottebakker se ateljee op Hurters Retreat begin. Sodra my voet beter is, wil ek haar stoorkamer gaan oopsluit en regpak en kyk of daar iets is wat nog bruikbaar is. Dalk aangaan met daardie stokperdjie wat my ouma my geleer het.
Sy kan dalk weer daarvan verkoop, het sy in haar enigheid gedink. Pottebakkery, roep Kia opgewonde uit. Ek is self mal daaroor. Een van my ooms wat hier woon, was 'n meester in China. Jy moet sy eerste houtvuurwerke sien. As jy tyd het, kan ons gou daar gaan inloer. Wag. Lia se voet, herinner Sergio haar. Goed, dan sal ek gaan kyk of my oom hier na toe wil kom. Kia spring op 'n drafstap weg, maar op pad na die deur val haar oog op 'n bord wat teen die muur aangebring is. Sy beduie, kyk, daar is een van die goed wat hy gemaak het. Wow, dit is uitsonderlik. Lia staan op en hink nader. Dis verskriklik mooi. Waar kom sy klei vandaan? Hy voer dit in, maar hy eksperimenteer soms met klein sand wat hy uit die riviere en vleilande oes. Uit die hoek van haar oog sien Lia hoe Sergio sy hand oor sy gesig plaas. Eers toe besef sy dat die arme man waarskynlik nog gehoop het dat hulle teen die tyd sal kan ry. Hy moet mos nog gaan werk, 'n verslag opstel oor wat vandag met die olifant gebeur het, al is dit Saterdag. Hulle soek hom dalk al teen die tyd, veral omdat sy foon juis net toe lui en hy die oproep maar neem. Intussen kom Kia se oom Zeng by en nou het hulle baie om oor te praat. Die man wil sommer dadelik vir haar een van sy sakke klei gee, veral toe sy vir hulle foto's op haar selfoon wys van goed wat sy tevore gemaak het. Hy beloof om na haar ouma se kelling te gaan kyk om te sien of alles nog werk. En ja, as sy wil leer om met hout te bak, kan hy haar wys. Maar hy wil nie regtig hulle met die bome opkap en gebruik daarvoor nie. Oom Zeng wys vir haar beeltjies van buffels, olifante, renosters en kameelperde, wat hy en 'n paar plaaslike inwoners van klei vervaardig het. Hy betaal hulle vir die werk wat hulle hier in sy ateljee doen, en hy beplan om dit eendag in die nasionale parke se curio winkels te gaan verkoop. Lia het self borde gemaak met die gesigte van die groot 5 daarop. Sy moet ver terugblaai op haar foon om daarby te kom, en toe stuur almal die foon om. Hulle is net so beïndruk met haar. Kom ons kyk maar wat in die toekoms gebeur. Lia kyk na waar Sergio nou ook op haar foon kyk. Sy gesig verander van verveling na belangstelling. Dit is mooi, sê hy en stuur die foon terug. Daarna ry hy terug op sy stoel se agterpote, sodat sy rug teen die muur beland, en daar hang hy nou, met sy arms oor sy bors gevou. Hy loer na haar onder sy wenkbroue deur. Sy geduld is waarskynlik besig om op te raak. Daarom vra sy, Sergio, jammer, is jy haastig? Moet ons gaan? Jep, Sergio sit vorentoe, en toe sy stoel se pote die grond tref, staan hy op. Ongelukkig ja, ek moet nog daai verslag gaan skryf, en ek haat dit. Maar ons sal beslis weer hierheen terugkom, Zeng. Ek kan sien dat daar nog baie gesels oor is tussen julle klomp kunstenaars. En toe tel hy vir Lia weer op en dra haar in sy arms na die Land Cruiser. Sy is nie veronderstel om op daardie arme gehavende poot te trap nie. Lia wil nog uitsproep, wag, Zeng wou nog vir my klei gee. Maar sy sal nie man verder beproef nie. En agter hulle giggel die klomp al te lekker. Dit klink asof hulle iets weet wat beide Lia en Sergio nog sal moet uitvind. Iewers in die verre toekoms dalk. Word vervolg.